U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Vrydagoggend is die skool in rep en roer. Op dae as die skool vroeër moet uitkom vir sport, is die kinders altyd so steeksdonkies wat elkeen hulle eie rigting wil inslaan. Die arme VLR kry hulle met groot moeite in hulle rye, voordat die hoof en die hele personeel verskyn. Helene staan ongeduldig en wag dat die hoof klaar praat. Daar is amper nie eers behoorlik tyd vir 'n registerperiode nie, en die ander periode sal elkeen net 20 minute lank wees. Sy en Rassie moet die atlete se naamkaartjies uitdeel. As hulle dit nie vanmiddag dra nie, mag hulle nie op die atletiekveld gaan nie. Dit was alles maatreëls wat hulle in plek gestel het om al die toeskouers van die atletiekbaan af te hou. Deesdae dink al die ouers en kinders hulle is geregtig om oral op die veld rond te loop. Dit veroorsaak chaos, en die arme rondeteller spook om die langafstand atlete tussen die toeskouers uit te ken. Hierdie eerste byeenkoms is 'n proefloopie om te sorg dat alles vlot verloop tydens die interhoor. Maar sy besef gou, hulle gaan nie tyd kry nie. Die hoof kry nie baie kans om interaksie met die kinders te hê nie, en sy geniet dit vanoggend terdee. Dus rek sy die graad 8 se tradisionele inlywing by die res van die skool baie lank uit. Sy en Rassie maak oogkontak en skud net hulle koppe. Hulle sal die atlete pause moet inroep. Dis alles behalwe ideaal. Ondervinding het geleer, hulle kom nie, en dan is dit 'n gesukkel om die kaartjies by 200 kinders te kry en seker te maak elkeen is aanwesig. Die hoof wens die VLR en die graad 8s geluk met die vorige aand se groetjiekonsert. Sy bedank die VLR en registerpersoneel vir hulle opofferings en vra vir die skool of hulle dink die graad 8s verdien om nou ingelyf te word. Natuurlik ontlok dit 'n ewige lawaai in die vierkant, en dit neem 'n hele ruk om weer stilte te kry. Tot die Helene se frustrasie besluit sy, die groentjies moet eers weer die skoollied sing voordat hulle ingelyf kan word. Uiteindelik kan die groentjies hulle minion kostuums afhaal en met hulle tasse tussen die rye by hulle registerklas se nommer gaan staan. Na al die ander afkondigings is daar net 5 minute van die registerperiode oor. Al die registeronderwysers sug en skarrel om die administrasie afgehandel te kry. Hulle kan die hoof stilweg vreeslik verkwalik wanneer sy juis so 'n dag kies om nie die tyd op te hou nie. Helene besef daar gaan nie tyd wees om met juffrou Hofman te praat oor die toets wat op haar sitplek gelê het, toe sy die personeelkamer ingekom het nie. Sy gaan ook nie in haar afperiode daarna kan kyk nie, want die gaan te kort wees. As haar fout is, sal die juffrou dit eers maandag terugkry, en dan raak die tyd 'n bietjie min. Sy sug, gryp net haar tas en stap vinnig na haar klas toe. Met die aanbreek van pouse krioel die vierkant met kinders. Hulle druk en beer by mekaar verby. Party wil snoepie toe, en die atlete sukkel om by die saal uit te kom om hulle kaartjies te kry. In die chaos is dit vir Gerrit en Willem maklik om ongemerk by die junior seuns se kleedkamers in te glip. Gerrit staan geduldig en wag vir 'n geskikte slagoffer. "Aan wie dink jy stamp jy, muis gevreet?" vra Gerrit hard, wanneer hy 'n klein seentjie met 'n sproetgesiggie en groot ronde bril te naby aan hom verbyskuur na die toiletdeur toe. "Ekskuus oom," antwoord die seentjie verboureerd. "Lyk ek miskien soos 'n oom?" dreig Gerrit, terwyl hy die seentjie hard agtertoe stamp. "Waar het jy gesien 'n graad 8 laaitie is so ongeskik met 'n senior?
Ek dink dis tyd dat ons hom 'n bietjie maniere leer, of wat sê ek, my ou? Grin ek Gerrit vir Willem, terwyl die seentjie se oë al groter rek. Willem het intussen by die kleedkamerdeur gaan staan om te verhoed dat enige iemand in of uit kan kom. Net toe Gerrit die arme kind 'n behoorlike oorveeg wil gee, kom meneer Malan verbygestap en gewaar vir Willem aan die deur. "En nou? Wat maak jy hier, Willem?" vra hy agterdogtig. Almal weet die grootseuns word nie in die kleintjies se kleedkamers toegelaat nie. Niks nie, meneer. Ek staan sommer hier en kyk wat gebeur in die vierkant," probeer hy vinnig verdedig. Maar meneer Malan is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Hy druk by die magtelose Willem verby en gewaar vir Gerrit tussen die kleiner seuns. Die verskrikte uitdrukkings op die kleintjies se gesigte verklap dadelik dat hier 'n slang in die gras is. "Ek weet nie waarmee jy besig is nie, Gerrit, maar dit stop onmiddellik," beveel hy skerp en staan en wag totdat Gerrit by die deur uitstap en volg kort op sy hakke. "Nou wat beteken dit?" vra hy, terwyl hy streng van een na die ander seun kyk. Hoe bedoel, meneer?" vra Gerrit onskuldig. "Moenie probeer mooi broodjies bak nie, Gerrit. Jy weet baie goed, julle mag nie hier wees nie." "Ja, meneer, dit was sommer net 'n grap." "Kyk hier, ouens," val Arno Malan hom in die rede. "Ek is nie lus vir moeilikheid nie, want ek ken moeilikheid wanneer ek dit sien. As ek julle weer daar gewaar, gaan daar perde wees. Verstaan ons mekaar?" Hy kyk stil van die een na die ander, tot hulle koppe skud. "Loop nou, want ek het baie om te doen," sluit hy die gesprek af. "Ek sal hierdie seuns baie goed moet dophou," dink hy. Iets is aan die broei. "Hy moenie dink, ons gaan so maklik tou opgooi nie," brom Gerrit, terwyl hy wegstap. "Ek is nog lank nie klaar met daai laaitjie nie," sê hy leedvermakerig en lag skalks, terwyl hy sy tas optel en oor sy skouer hang. Teen 4:00 begin Helene met haar tweede ronde om by elke item af te merk of al die atlete teenwoordig is. Sy moet erken, hulle daag gewoonlik almal op. Dis maar enkeles in, gewoonlik met 'n redelike verskoning wat nie opdaag nie. Eintlik probeer sy net om vir almal te wys sy stel belang om hulle te bemoedig, al is hulle nie noodwendig die steratlete nie. Nonkie was natuurlik weer een van die atlete wat nie haar kaartjie pouse kom afhaal het nie. Gelukkig het sy intussen iemand oor die veld gestuur om haar kaartjie te kom haal. Helene is nog op pad om na die gros 1500 meter atlete wat saam bondel by die 300 meter merk, toe Nonkie aangehuppel kom. Die kind se oë straal en haar skewe oogtande blink in die namidagson. "Juffrou, kyk my nuwe atletiekklere," sê sy trots toe Helene by die groep 1500 meter atlete aankom. "Dis pragtig, Nonkie. Dis splinternuut," komplimenteer Helene die kind. "Ja, juffrou. Karen het vir my haar oues gegee, maar dis 'n bietjie groot. Sy het net nou vir my hierdie gebring," voeg sy trots by. "Dit is 'n baie mooi gebaar van haar. Het jy dankie gesê?" vra Helene. "Natuurlik, juffrou," antwoord Nonkie. "Sy het gevra ek moet haar blokke uittrek wanneer sy klaar weggespring het met die sprint," voeg Nonkie trots by. "Dit is duidelik, Karen het nou 'n nuwe aanhanger gekry." "Dis goed so, Nonkie. Jy moet dit mooi oppas, né?" voeg Helene besorg by. "Ek sal, juffrou," glimlag Nonkie vrolik. Haar oë skitter van geluk. "Onthou nou om nie vandag te vinnig weg te spring nie," voeg Helene by. Sy het dit al hoeveel keer vir die kind probeer leer, maar haar woorde rol altyd soos water oor 'n een se rug. "Dis reg, juffrou. Ek gaan vandag mooi hardloop. Juffrou sal sien," sê Nonkie en huppel weer weg op dun kiwietpientjies. Ondervoeding speel beslis 'n rol hierin, dink Helene. Sy hoop maar net die kind het die kospakkie wat die snoepieouers na skool vir die behoeftige atlete uitgedeel het gaan haal. Helene stap verder en kom by Karen
waar sy besig is met die diskus by Put B. Hoe gaan dit hier? Het julle al begin? Vra sy vir die 3 atlete. Ja, juffrou, ons het al elkeen 1 keer gegooi. Karen het soos gewoonlik weer baie verder gegooi as enige een van die ander. Antwoord Megan terwyl hulle kyk na die ander 4 skole se atlete. Ja, sy is goed, is al wat Helene sê. Ja, juffrou, ek voel 'n bietjie simpel om teen haar deel te neem, voeg Megan by. Maar dit maak tog nie saak of sy wen of nie, Megan. Jy weet, solank jy net onder die eerste 7 eindig, kry die skool nog punte. Dis nie die eerste plekke wat vir ons die oorwinning bring nie. Dis eintlik al die ander gemiddelde atlete, probeer Helene om die kind moed in te praat. Dankie, juffrou. Ek weet dit, maar dit is soms moeilik om te onthou as 'n mens teen haar deelneem. Dis eintlik lekker om saam met haar in 'n span te wees, sê die kind goedig en glimlag terwyl albei kyk hoe Karen regmaak om te gooi. Karen se gesig is 'n toonbeeld van konsentrasie. Haar lang blonde hare is in 'n netjiese Franse vlegsel gevleg en haar fluweelbruin oë is gefokus. Gedefinieerde armspiere en gespierde bobene bult terwyl sy 'n perfekte draaibeweging uitvoer. Die diskus torpedo deur die lug. Almal snak na hulle asems. Oor die 38 meter. Soos gewoonlik is daar nie 'n seun wie se kop nie gedraai het om haar dop te hou nie, dink Helene in die stilligheid. Fantasties, Karen, wens Helene die kind geluk. Karen se oë blink van trots. Atletiek is die kind se lewe. Met hierdie afstand kan sy heel moontlik vir SA's kwalifiseer, maar dit is haar swakste item wat sy net ter wille van die skool doen. Dankie, juffrou, maar is nie naaste my goed genoeg nie, sê die kind verleë. Enige iemand anders sou dalk dink sy spog as sy dit sê, maar Helene verstaan dat sy dit meet aan die nasionale standaarde. Sy gaan elke jaar SA's toe en weet hoe straf die kompetisie daar is. Dit maak nie saak nie, Karen. Vir hierdie byeenkoms is dit ongelooflik, sê Helene. Seker maar, juffrou, glimlag Karen skaam. Karen, dankie vir alles wat jy vir Nonkie gedoen het. Ek dink nie jy besef wat jy vir haar beteken nie. Sy straal behoorlik, sê Helene voordat sy verder stap. Sy wil iets sê oor die moontlike weggaan, maar sy weet dis nie nou die regte geleentheid om hierdie gesprek aan te knoop nie. Dis 'n plesier, juffrou. Dis eintlik lekker om haar te help. Ek het haar gevra om my blokke elke keer uit te trek, sê sy. Sy het my vertel. Sy's baie trots daarop, sê Helene en albei van hulle glimlag. Nou ja, ek moet verder stap. Sterkte vir die res van die byeenkoms, groet Helene. Dankie, juffrou, groet Karen vrolik. As die kind diep ongelukkig is, steek sy dit baie goed weg, dink Helene verlig, terwyl sy verder stap. Teen 6 uur loop sy en Rassie by die verversingslokaal in om 'n koeldrank te gaan soek. Rassie steek by die deur vas, toe hy Etienne voor die rekenaar sien, besig om uitslae in te sleutel. Etienne, jy was nou vir 2 dae nie in my klas nie, nee, sê hy sonder om te groet. Die uitdrukking op die seun se gesig wys, hy is onkant betrap. Ja, meneer, ek is jammer, maar donderdag het ons gesukkel met die groentjekonsert en toe moes ons hierdie rekenaars afdra vir vandag. Ek gaan nie vir 'n matriekseun verduidelik hoe belangrik dit is om in die klas te wees nie. Sorg asseblief dat dit nie weer gebeur nie. Anders gaan ek vir die hoof sê om alle graad 12's van die klankspan af te haal in die toekoms. Dis reg, meneer, mompel Etienne afgehaal. Deksels. Hy het nie verwag om hier in meneer Venter vas te loop nie. Arno Malan en Dani Joubert sit teen 5 uur op die balkon van die verversingslokaal hulle aandete en eet, wat die VLR met behulp van die graad 8's vir al die beamptes uitdeel, toe iemand oor die 2-rigting radio roep. Meneer Joubert, kan jy my hoor? Roep meneer Tron se stem. Ek hoor jou, Pieter, antwoord Dani Joubert. Dani, daar is 'n probleem by diskus.A.
gaan meneer Tron voort. Hoe so, Pieter? Vra die adjunkhoof. Die jong juffrouwtjie Hofman het my benoud geroep toe ek daar verby is, op pad na die 100 meter wegspring. Sy sê sy's nou alleen daar. Blykbaar het die ander 2 beamptes gesê hulle gaan kleedkamer toe en sal sommer die kos en die koeldrank kry. Dit was 'n uur gelede, maar hulle is nou nog nie terug nie. Die juffrou kan nie alleen daar werk nie. Sy's klaar agter op die program en die ouers kerm sy meet verkeerd. Lewer hy vinnig verslag. Ag nee. Weet jy wat hulle name is, Pieter? Vra Dani in die hoop dat die atletiekorganiseerder dalk 'n beamptelys by hom het. Nee, maar ek weet hulle is albei van daai chom van jou se skool wat so gepleit het dat ons hulle ook moet nooi na hierdie byeenkoms toe, sê meneer Tron. Toggie. Dan is die kanse baie goed dat hulle verdwyn het. Armand het gesê daar is van sy personeel wat nie lus hiervoor was nie. En ek het nie regtig nog beamptes nie. Ons personeel werk almal, antwoord Dani. Jy moet maar 'n plan maak, Dani. Ek moet nou hierdie 100 meters afsit, anders raak die program agter, sê Pieter. Is reg, meneer, sê Dani. Ek sal maar gaan uithelp, meneer, sê Arno, toe hy sien die adjunkhoof sit en wonder wat om volgende te doen. Is jy seker, meneer? Is die hekkie items alles verby? Vra meneer Joubert. Ja, meneer. Al die hekkie items is al verby. En ek het nie ander werk nie. Ek kan net dink hoe benoud daai juffrou is. Sy het juis nie 'n maklike tyd met daai graad 12 registerklas van haar nie, sê Arno, terwyl hy opstaan en sy sportsak oor sy skouer gooi. Ag, dankie meneer. Ek sal sorg dat ons vir haar 'n kospakkie en 'n koeldrank stuur. Hulle het seker al haar kaartjies ook gevat. As jy sleg is jy sleg. Ek sal 'n bietjie vir meneer van Aswegen verduidelik hoe ek oor sy personeel voel, sê Dani Joubert terwyl hy 'n VLR-lid nader wink. Arno kan al van 'n afstand af sien Anke skarrel tussen die maatband en die itemlys rond. Haar gesig is bloedrooi van uitputting. Hy kry haar weer eens baie jammer. Nou, buurvrou, ek hoor jy meet 'n bietjie skeef, terg Arno, toe hy by haar uitkom. Hy besef dadelik dit was 'n verkeerde ding, want haar groen oë blits en haar nek word nog rooier van verontwaardiging. Ek wens net almal wil ophou om te aanvaar nuwe onderwysers weet outomaties alles en kan alles doen. Ek is al so dik daarvoor om te moet wonder wat aangaan. Hoe die hel moet ek weet wat die prosedure is om diskus te meet? Stadig. Ek terg net, probeer Arno haar kalmeer. Meneer Joubert het my gestuur om jou te kom red. Geef vir my die maatband, dan help ek gou. Jou kos en jou koeldrank is ook op pad. Arno sien hoe die verligting oor haar gesig spoel. Skus Arno. Dis nie dat ek so die hel in is. Ek kan nie nigter dink nie. Daardie ander 2 beamptes het my met 'n slapriem gevang, gaan sy voort. Als reg, ek weet. Meneer Joubert is klaar besig om dit op te volg. Ons kan later praat. Hierdie opeenhoping gaan die program laat agterraak, sê hy. Vir die volgende halfuur werk hulle onverpoos. Hy meet en sy skryf. Teen die einde van die ouderdomsgroep sit sy eers gou en eet haar kos en drink haar koeldrank, terwyl Arno die volgende ouderdomsgroep so lank organiseer. Is jy nie 'n beampte van 'n ander item nie? Vra sy, terwyl sy 'n laaste hap van die hamburger insluk. Nee, ek skuif die hekkies in. Ons is klaar. Ek kan maar net so welkom help, antwoord hy terwyl hy weer die maatband vat. Dankie Arno. Ek weet nie wat ek sou gedoen het nie, sê sy terwyl sy haar koeldrankblikkie onder haar stoel inskuif. Ag, ek sal nog dink hoe jy my kan vergoed, aangesien dit blykbaar nou 'n gewoonte raak, skerts hy en sy lag. Vir die res van die dag werk hulle heerlik saam en aan die einde van die laaste item is sy eintlik spyt is verby. Sy het daarom nog 'n vriend gemaak, dink sy verlig. Het jy ook môre sport? Vra sy terwyl hulle stadig terugstap na die verversingslokaal toe. Ja, ons oefen môre rugby van 8 tot 10, antwoord hy. En jy? Ons oefen môre netbal.
Ek is hulpafrigter by die onder 16s en daarna oefen ek en die dirigente seker tot 1uur se kant toe. Sjoe, jy het 'n besige Saterdag. Welkom in die onderwys, sê hy opgewek en lag. Dit besef ek. Ons sal seker nou elke dag oefen en donderdag moet ek die kinders stad toe vat om hulle klere te gaan kry. Sondag ook? Vra hy en sy besef dadelik hy terg haar weer. Nee man, jy weet wat ek bedoel, antwoord sy en gee hom 'n speelse vuishou teen die boarm. Het jy 'n PBP? Vra hy. Wat is dit? Vra sy onseker. Nog 'n verrassing vir 'n groentjie onderwyser. Dit is 'n openbare bestuurspermit. Jy mag nie kinders in die bussie vervoer as jy nie een het nie, antwoord hy. Nee, ek het nie so iets nie. Wat nou? Jy sal vir meneer Joubert moet gaan vra dat hy met iemand kan reël om julle te vat. Baie dankie. Ek waardeer al jou hulp baie. Groet sy, toe hulle by die verversingslokaal kom. Sy sien hoe Ilse haar naderwing van die tydhouers se paviljoen af om by haar te kom sit. Groot plesier, ons praat weer, groet Arno, en verdwyn deur die verversingslokaal se deur. Met die aanbreek van die aflosse teen 8:30 die aand, is dit duidelik dat hulle die byeenkoms baie ver gaan wen. Dit was weer eens die middel- en lang afstande wat die slegste gevaar het. Helene en Rassie klim tevrede op die wenpaviljoen se boonste trap om die aflosse dop te hou. Ek dink ons gaan vanaand kompetisie hê, sê Rassie. Dit hang maar af van die oorgee, grinnik Helene. Die onder 14 dogters en seuns wen hulle aflosse elkeen net. Albei se oorgee kort egter nog heelwat aandag. Karen se aflos wen omtrent met 50 meter, danksy haar ongelooflike spoed oor die agterste pylvak. Die onder 17s verloor albei met 'n kort kop, omdat elkeen van die groepe nog 'n atleet kort wat beseer is. Ek hoop eintlik die onder 19s kry 'n pak vanaand, sê Rassie. Marnus is net te vol van homself. Hy oefen niks en dink hy is die kat se snor, voeg hy vies by. Dis verseker. Ek sien hy gooi al klaar flikkers by die graad 8 dogters. Ons sal hom dop hou, sê Helene. Sy hou haar asem op tydens die onder 19 dogter se aflos. Marie is gelyk met 'n ander atleet wanneer sy vir Nonkie moet oorgee. Helene kan beswaarlik kyk. Nonkie spring 'n raps te vroeg weg, maar kry darm die stokkie. Hulle het ongelukkig 'n bietjie veld verloor. Teen die tyd dat Nonkie oorgee, is hulle sowat 3 tree agter. Mariaan probeer moedig, maar verloor met 'n haarbreedte toe hulle verby die wenpaal kom. Is niks nie, daai aflos sal reg wees vir die inter, bemoedig Rassie haar terwyl sy haar asem stadig uitblaas. Dit moet maar net wees, dis al wat ons het, sê Helene met 'n lag. Die onder 19 seuns sluit die byeenkoms af met 'n naalskraapse oorwinning en die 4 seuns kan nie genoeg spring en dans nie. Nou gaan sy kop eers groot wees, spot Rassie, terwyl hulle van die paviljoen afklim. Ten spyte van 'n hele paar leemtes was hierdie goeie oefenlopie vir die inter, dink Helene terwyl sy moeg by die huis aankom. Uit vanaand se uitslae sal sy môre 'n finale span kan saamstel vir die klusterbyeenkoms. Al is sy moeg van die baie loop, is sy tevrede en besef sy het die byeenkoms baie geniet. Soos altyd. Die atletiek is een van die min ligte puntjies wat sy nog het, besef sy skielik. Sy sal dit baie mis, indien sy sou besluit om te bedank. Helene skrik vir haar gedagtes. Sy het nog nooit van tevore daaraan gedink nie, maar is verras dat die gedagte haar nie skok nie. Haar man het al lank vir haar gesê, sy kan enige tyd ophou as sy wil. Hulle het nie haar salaris nodig om te oorleef nie. Die keuse is hare. Sy moet erken, sy voel nou dikwels ongelukkig. Dis soos 'n pot melk wat oorkook, en sy kan dit net nie verder ignoreer nie. Teen 1uur sak Anke en die 4 dirigente elkeen dankbaar op 'n stoel in haar klas neer en smil aan die pizza en koeldrank wat Ilse gebring het. Baie geluk oudjies, julle het vandag so ongelooflik gevorder. Ek kan dit nie glo nie, sê Anke tussen die happe pizza en
sluk 'n koeldrank deur. Ons kan volgende week op die veld begin oefen en julle tree mooi uitwerk, sê Ilse. Sy is geweldig beïndruk met dit wat sy sopas gesien het. Sy weet sy kan nooit sulke danspassies uitwerk nie. Haar nuwe vriendin is 'n ster. Dink juffrou so? Vra Anneke. Jep, en dan is dit nog net julle klere. Dan is die inkoms reg. Ons kan dan almal ons aandag aan die sang en die rekwisiete wy. Wanneer gaan ons klere soek, juffrou Hofman? Vra sy vir Anke. Ek het gereël vir donderdag. Ons sal in skooltyd moet ry om die regte mense by die winkel te kry. Ek hoor ek sal iemand moet kry wat 'n PBP het om te bestuur. Het jy dalk een? Nee. En ek twyfel of die hoof my sal laat saamgaan, want ek het seniors, antwoord Ilse. Ag nee, juffrou. Dis altyd so lekker as juffrou by is, protesteer al 4 die kinders teleurgestel. Ilse is die een wat hulle lawe met heerlike versnapperings. Die laaste paar dae het hulle en die 2 onderwyseresse 'n hegte band gevorm. Ons sal maar sien wat ons maandag kan reël. Ek dink dit is genoeg vir een dag. Die 6 van hulle sit lekker en gesels. Wat maak jou sussie wanneer jy hier oefen? Julle 2 doen mos alles saam, vra Lukas vir Esmy. Voordat Esmy kan antwoord, lui haar selfoon en sy staan vinnig op. Juffrou, my pa wag al buite om my op te laai, want hy moet gaan werk. Is dit reg as ek gaan? Vra sy vinnig. Doodreg. Ek dink ons moet sommer almal spore maak. Dan sien ons mekaar weer dinsdagmiddag, reël Anke, omdat die kinders maandagmiddag klas het. Gelukkig het Andrei al 'n bestuurslisensie en bied aan om vir Lukas en Anke huis toe te vat. Dis 'n tevrede Anke wat tuis op haar bed neerval en dadelik aan die slaap raak. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.